Ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 285. Ek is professor Hannes Redinghuis van die Eerste Gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. As jy enige van my boeke so nodig het, 'n vraag het of iets met my wil deel kortliks, is baie welkom. Maar vernaamlik die pakket wat ek het op die Restoration of the Original Sacred Name Bible, saam met enige een van die boeke wat ek geskryf het, vernaam die A4 boeke, kan u my kontak by my WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan na my webtuiste https://yafashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks gaan kyk of luister, u so verskriklik welkom. Gaan na deel 1, begin reg voor, want u het reeds 'n magdom inligting gemis. Dit is ook noodsaaklik dat u op die YouTube kanaal sal inteken, sodat u ook al die gratis kennisgewings kan ontvang van die verskillende studies waarmee ons besig is, as ook ons TikTok boodskappe. Moenie dit vergeet nie, hoor. Hierdie reeks gaan lewensveranderend wees, maar ek seker jy skryf ook 'n pen en 'n 33/53 Bybel byderhand. Kom ons bid saam. Ons wil vanmôre vir die eer waar ons aan die einde van hierdie week kan bymekaar kom, om weer soos gewoonlik die aangesig te soek, Vader Jaffa. Dankie vir die geleentheid om te wil die woord te studeer, tot diepere kennis en insig en wysheid te kom. Dis die dinge wat die goddelose mense nie wil bekom nie. Maar u woord leer ons, u het gekom om vir ons lewe te gee en lewe in oorvloed. Daarom bid ek vanmôre dat die woord deur die Ruach HaKodesh benat sal word, en dat u dan vanmôre tot ons as Jafiste sal spreek, reg oor die wêreld. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Yafashua, en elke Jafis sê halleluja, halleluja, wat 'n wonderlike voorreg. Ons gaan klaarmaak met Spreuke hoofstuk 16, vanmôre as Vader natuurlik wil. Spreuke 16 vers 30. Hy wie sy oë toemaak om valsheid te bedink. Met ander woorde, die ou dink so diep dat hy eintlik sy oë toemaak. Om wat te doen? Om valse planne te beraam. Nog steeds is koning Salomo besig om ons aandag te trek na hierdie kwaaddoener, hierdie leiaard, hierdie vergryper. En nou sê hy dat is alles te doen met hierdie selfde ou. Hy sê hy wie sy oë toemaak om valsheid te bedink. Hy kyk nie eers en hy dink, hy sit en droom daaroor, sy oë is toe. Dink 'n plan om iemand anderster in valsheid te vang. Nou ons het die Ruach HaKodesh wat ons leer en lei in alle waarheid, halleluja, wat so groot plus is vir die Jafiste. Maar steeds het ek my eie gees. Ons word geleer en gelei deur die Ruach, die gees, die Ruach HaKodesh. Maar ek het nog steeds my eie gees, my eie persoonlikheid, my eie wil. Dis wat Jaffa vir elkeen gegee het. Hy het vir Adam en Eva gesê, daar is die boom, wel hy het vir Adam gesê, hy het nooit vir Eva gesê nie. Daar is die boom van kennis van goed en kwaad en die boom van die ewige lewe. Moenie van daai boom eet nie. Julle sal sekerlik sterwe. So wat het Jaffa vir Adam gegee en ook later vir Eva? 'n vry wil. 'n wil om te wil of nie te wil nie.
En meeste van ons eie probleme kom omdat ons wil. Omdat ons wil. Omdat dit die manier is wat ons 'n ding wil doen. Baie keer dan sal die roog kom en ons weglei van 'n ding af. En weet jy wat? Omdat ons soms ongehoorsaam is aan die roepstem, dan neig ons terug na nie na die sonde toe of die goed nie, na ons eie wil toe. Omdat ons nie kan aanvaar dat ons kan ook verkeerd wees nie. En dit wat ons aan dink dalk nie kan werk nie. Want baie se persoonlikheid is so dominant en aanstrand, dat net dit wat ek dink, sal werk. En niks wat iemand anders se dink sal nie werk nie. Kry sulke mense. En dan wanneer ek my hande brand, dan wil ons iemand anders se blameer. En ons moet versigtig wees vir dit. Dis hoekom Jaffa vir ons die Ruach HaKodesh gegee het. Om ons te leer, ons te onderrig. Hy leer ons nie net nie. Hy sê nie net hy nie. Hy onderrig ons. Hy onderrig ons in die woord, in die waarheid, in die bonatuurlike geopenbare waarheid. Hy wie sy oë toemaak om valsheid, dis hierdie slegte ou ne. Hy wie sy oë toemaak en sy om valsheid te beding, want sy lippe vassnyp, hy kner sy tande, het die kwaad alreeds gedoen. Wanneer hulle hierdie goed in hulle gedagtes het, jy kan met hulle praat en smeek en soebat en al die verkeerde uiteindes wys. Hy by sy lippe vas van kwaadheid. Dis asof hy dit alreeds gedoen het. En ek wil vanmôre vir ons as elke Jafis sê, ons moet 'n gees van onderdanigheid hê as Jafiste. Ons moet 'n gees van onderworpenheid hê. Ek moet kan sê, dis moontlik, ek kan verkeerd wees. En ek het in my lewe dit baie gesê. Ek het baie keer om verskoning in my lewe gevra. Weet jy hoekom? Want ons weet nie. Ons het nie geweet nie. My kar wat ek afgeskryf het laas Woensdag, die Alfa. Toe die assuransie vir my vra hoe dit gebeur, ek sê ek kan vir jou eintlik nie verduidelik nie. Die pad was na, die een oomblik het ek reguit gery en die volgende oomblik het my kar gegly. Ek weet nie, was daar olie op die pad nie, ek weet nie, was daar water met my kar laat swaai nie, ek weet nie of pastoor Wim my gepluk het, getrek het vorentoe nie, ek weet nie of my stuurwiel gesluit het nie, ek kan jou nie sê nie, al wat ek weet. Die kar het in 'n verskriklike sweepslag ingegaan, en ek het my linkerwiel het die sypaadjie geslaan, so laat hy basies afgebreek het, en 'n gat in die samp, en al die goed wat gebeur het, ek het dit verduidelik, verlede week of wanneer ook al. Soveel so dat die assuransie toe die kar afgeskryf het. Ek wil net sê dat Jaffa was vir ons goed genoeg dat ons ten minste 'n ander kar kon koop. Want dit is vir my baie belangrik om 2 karretjies te hê. Want die een is wel, ek gaan nie verduidelik nie. Ek moet 2 karre hê, dit kan net nie anders nie. Partykeer moet ons na verskillende plekke toe gaan, wat dit net onmoontlik maak om in 1 karre te kan doen. En die bediening is verskriklik bedrywig. Ons doen eintlik tussen 2 mense, 10 mense se werk in hierdie bediening. Maar aan Jaffa al die eer. Al wat ek sê, ek gee Jaffa die eer, hy's groot en goed, en deur sy genade het hy vir ons voorsien vir 'n ander karretjie. En dat die assuransie sonder enige probleme uitbetaal het. Hy sê hierso dat grysheid
is 'n suurlike kroon. Grysheid, suurlike kroon. Grysheid, wit hare, né? Is 'n suurlike kroon. En word gevind op die weg van geregtigheid. Hoekom sal hy dit sê? Omdat daar's 'n gesegde wat sê, met die grysheid kom die wysheid. Verstaan ons dit? Ons is nie dom om net agter dom ouens aan te loop nie. Ek kyk altyd eers na 'n ou se lewe. Wat het hy bereik? Waar staan hy? Wat? En dit is nie waar ons ouens meet aan hulle bankrekening en hulle huise en hulle karre en goed nie. Nee. Maar daar sekere goed wat vir my sê of 'n man of 'n vrou suksesvol in die lewe is en of hulle net probleme is. So grysheid is 'n suurlike kroon, maar weet jy wat? Die goed het ons ook maar geleer met tyd. In my lewe het ek baie foute gemaak, ook baie my hande gebrand. Dit word gevind op die weg van geregtigheid. Hy sê die lankmoedige is beter as 'n held. Die lankmoedige. Lankmoedigheid vir my is iemand wat, ek wil amper sê, die Javis is my beter as 'n held. Held, rugbyspeler, bokser, stoeier, nie noem dit wat jy wil, sportheld, wat sy held ook al. 'n ware Javis, iemand wat sê ek is jou broer, ek is jou suster, ek stap saam met jou die pad. Maak nie saak wat nie. En ek dank Jahwe vir die Javiste wat ons in die bediening het. Halleluja. Manne en vroue wat onverskrokke betrokke is in hierdie bo-natuurlike koninkrykswerk wat ons doen. En vir elkeen van u, as dit nie vir julle was nie, sou hierdie bediening nie kon voorbestaan het nie. En ook hulle wat net bidders is, wat nie anders se kan nie. Dis uiters belangrik. Die lankmoedige is beter as 'n held. En hy en sy wat sy gees beheers. En hy wat sy gees beheers, as een wat 'n stad inneem. Met ander woorde, wanneer ek by eie gees kan onderwerp aan die gesag van die Ruach HaKodesh, soos ek gisteroggend gesê het. Wanneer ek my gesindheid en my gees onderwerp aan die woord van Jahwe. Wanneer ek sagmoedig wil wees en by die voete wil leer. Ek gaan kyk na die mense wat 4-5 ure 'n dag Bybelstudie doen. Manne en vrouens wat afgepensioen het en wat sit nie by die huis en doodgaan nie. Hulle is so opgewonde oor dit wat Jahwe in hulle lewens ingebring het. Deur hierdie bo-natuurlike geopenbaarde woord. Dat hulle nie genoeg kan kry van hierdie bo-natuurlike waarheid nie. Waar mense sê, maar hoekom het hierdie boodskap nie jare terug tot ons gekom nie? Ek kan nie verduidelik nie. Maar al weet ek weet, Jahwe het 'n plan met ons vandag in 2025. Ons trek nie na wat agter is nie, ons neig na wat voor is. In die wete dat ons 'n slag vir die koninkryk van Jahwe slaan, elke dag. Mense kom tot bekering. Mense word Javiste. Mense breek weg van kerke af in denominasies en godsdienstige organisasies. Het 'n pastoor nou die dag vir my gesê, al wat jy doen is jy breek kerke op. Ek het nog nie een ou se kerk opgebreek nie. Een paar maande terug het 'n predikant vir my gesê, jy breek ons kerk op. Toe sê ek, nee man, julle NG ouens het julle self opgebreek man. Dis hoekom al van julle kerke al borrelstore gemaak is en moskees gemaak is en al hierdie goed, second-hand shops en als, daar waar mense veronderstel was om te aanbid. Julle het julle self oor jouself gebring. Julle het met 'n tradisie aangegaan van oorlewering wat vir my oupa en ouma goed was, is vir my goed, my kinders goed. En ongelukkig het die mense geleer lees. 300 jaar terug was die mense onkundig, hulle kon nie lees nie. Hulle kon nie verstaan wat is volwasse doop en kinderdoop nie. Heeltemal hulle gelei soos katolieke priesters man. So vir my gaan dit oor die bo-natuurlike geopenbaarde woord.
Die lankmoedigheid is beter as 'n held, want hy wat sy gees beheer, sy gees, dit wat Jahwe in my geplaas het, my persoonlikheid, as een wat 'n stad inneem. Met ander woorde, my gees beheers in positiwiteit. En die wete dat dit wat ek doen, het saligheidswaarde, het ewigheidswaarde. Die goed waarmee ons besig hou elke dag, is die goed wat werk, dat sondaars tot bekering kom. Hy sê in vers 33, en ek sluit af, in die skoot word die lot gewerk. Maar in die skoot word die lot gewerk. Maar elke beslissing daarvan kom van Jahwe die Almagtige. Ons werk nie op veerhoutjies trek nie. Jy weet hoe die veerhoutjies getrek altyd. 2 langes en 'n kortetjie. Dan hou jy so dan die ou wat die kortjie trek, hy wen die prys. Dis nie waarop, dis nie die lot waarvan ons praat nie. Die grootste ding wat met ons gebeur as Jahwiste, is dat ons Jahwe ontdek het en ervaar het, en dat hy deur die Ruach HaKodesh in sy Vader Jahwe vir ons die werklikheid geword het. Maar elke beslissing wat ons neem in Jahwe kom van Jahwe af. Hoekom? Ons moet dit deurbid. Ons moet dit deurbestudeer. Ons moet hierdie ouers wat met verskillende planne toe na ons toe kom. Daar's geen maklike geldmaakplan nie. Hoor wat ek vandag sê. Dat almal het nog hulle hande gebrand. So wanneer mense met seker goed na ons toe kom, kom ons bid dit deur. Ons ondersoek dit. Ons soek die aangesig van Jahwe daarvan. Want hy sê, elke beslissing daarvan kom van Jahwe Almagtig. Hierdie naweek lê voor ons. Ons het 'n magdom inligting ontvang hierdie week. Kom ons gaan terug, ons gaan bestudeer dit weer. Ons gaan eet dit, ons kou dit fyn. En kom ons wees in hierdie naweek die beste Jahwiste wat ons vir Jahwe en Jahwe kan wees. En kom ons laat toe dat die Ruach HaKodesh ons lei en leer in alle reg en waarheid. Tot maandag as Vader wil, Maranatha. Jahwe kom weer. Halleluja.